Baie welkom by hierdie week se Sin Maak. Ons lees hierdie week saam in Romeine 7. Ons het laasweek geëindig met Romeine 7 en ons het geëindig daar by vers 13. So dit beteken ons gaan vandag 7 vers 14 tot vers 23 saam lees. Om sin te maak van wat die Here vir ons sê deur die woorde van Paulus in die boek van Romeine. Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ek, in my sondige aard, is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil doen, ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil doen nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Dit wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wil ek doen, wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aangewese. In my dieptes wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien dat daar 'n ander wet in my ledemate oorlog voer, teen die wet van my verstand, en my krygsgevangene neem, deur die wet van die sonde, wat in my ledemate is. Elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie dood bestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Hierdie teks is 'n baie bekende teks en dit klink nou 'n bietjie vreemder, omdat ons almal nie noodwendig die 2020 vertaling lees op 'n daaglikse basis nie. Ek wil vir ons 'n stukkie lees in die 83 vertaling vanaf vers 14. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen vra wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Die rede hoekom ek vir ons die 83 vertaling ook gelees het, is omdat dit baie keer die vertaling is wat aan huis gebruik word met Bybelstudies en voorbereiding vir katkesasie. So, in hierdie 83 vertaling sien ons die baie bekende stelling wat Paulus maak, dat dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So, vers 14 tot by vers 24, gaan vir Paulus dis hier oor die groot vraag, of die mens uit sy eie sonde, die gees van God, aan die wet gehoorsaam kan wees. Wat Paulus hier sê, is in die eerste plek, van die onverloste mense, maar dit is ook waar van die gelowiges, wat nie werklik uit die gees lewe nie. En in sy krag probeer om die wet te gehoorsaam, veel eerder as om te fokus op 'n verhouding met God self. Dikwels moet die mens hierdie innerlike ek self op jouself van toepassing maak, wanneer ons hierdie verse lees. Maar kom ons lees saam, ons delf 'n bietjie in, en dan kyk ons hoe die Bybel vir ons dan sin maak. Paulus begin hierso, deur te sê, ons weet wel dat die wet geestelik is. Hoekom sal hy dit sê? Hierdie geestelike dinge waarvan Paulus praat, dit verwys na die verhouding met God, veel eerder as net die slaafs navolg van die wet. So, daai sin speel op die verhouding wat daar behoort te wees. Saam met dit, in my sondige aard is ek verkoop aan die sonde. Hoekom? Hy praat nou weer eens van Genesis 3, waar die sondeval plaasgevind het.
So dit is nie, ek is dan verkoop, dit is nie my skuld nie, dit is nou maar net hoe dit is, en nou, as gevolg van omdat dit is, daarom begin ek sonde doen, en dan dit is my skuld. Maar dan sê Paulus hierdie stelling, ek verstaan my eie optrede nie. En daai is nou die oorgang van, ek is verkoop aan die sonde, na dit wat die bekende deel is, wat ons altyd baie graag aanhaal. Wat ek wil, dit doen ek, maar dit doen ek juist nie. So, in vers 15 is Paulus besig om 3 argumente te voer. In hierdie 3 argumente sê hy eerstens, hy begin deur te sê nommer 1, dat om bloot die kennis te hê van die wet is geen oplossing nie. Ons het nou vroeër ook gelees dat kennis alleen gaan ons nie help nie. Dis die eerste ding waarvan Paulus praat in hierdie vers. Die tweede ding waarvan Paulus praat in hierdie vers, handel hoofsaaklik oor die voorneme om dan uiteindelik volgens die wet te handel. So, dit is die tweede ding waarvan Paulus praat, en dan sê die derde element wat in hierdie vers voorkom, in vers 15, sien ons Paulus is besig om te sê, 'n erkenning van feite dat die wet goed is, en dat dit vreugde veroorsaak, beteken nie, 'n reg kry om in jou doen en late die wet te doen nie. Ons sien ook iets daarvan, vroeër in die skrif, daar waar ons saam gelees het, in die eerste 3 hoofstukke. So die laaste ene praat Paulus dan nou uiteindelik van, Paulus praat dus die goedheid van die wet. So dit is die 3 elemente waarop vers 15 nou in die geheel berus, waarvan Paulus dan hierso nou praat, wanneer hy praat van die ek, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So hy gebruik woorde soos haat, en hy praat van die ek wil. So daar's 'n voorneme, en die haat verwys spesifiek na die sonde, wat hy nie wil doen nie. Maar dit doen hy. Dan gaan hy verder. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. So Paulus praat in hierdie verse, vers 17 tot aan die einde van vers 17, in daai hele stukkie praat hy oor die sondige aard van die mens. Maar hy sê, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Hoekom? Want ons is in totale ellende geval. En in totale ellende moet ons dan nou daar uitkom, en dit is waar die verlossing inkom. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan, so daar is 'n voorneme. Hy sê hy wil dit doen. Dit is regtig iets wat hy begeer om te doen. Maar doen van die maar nie van die goeie nie. So daar's 'n wil wat bestaan, maar hy doen nou nie die goeie nie. En die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. So daarso is nou 'n pragtige voorbeeld, as ons nou byvoorbeeld dink aan, ek wil so graag saam met my gesin Bybelstudie doen, ek wil graag saam met my vrou en my kinders meer tyd spandeer, ek wil die goeie dinge doen, ek wil die goeie doen by die kerk, ek wil die goeie doen in verhoudings waarbinne ek is, maar dit doen ek nie. Ons almal is sondige mense, en ons het voornemings, maar die voornemings beteken baie keer dat ons dit nie kan doen of wil doen nie. So hierso sien ons daai goeie werke wat ek doen, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Daardie laat slaap, sonder om Bybelstudie te lees, ek wil nie regtig tyd spandeer nie, gebrek aan gebed, dis vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aangewese. In my diepste wese verbly ek my, hy sê verbly, gebruik die woord verbly. Verbly ek my oor die wet van God. Hoekom verbly ek my oor die wet van God? Want daar is ons vreugde. Dit is die reg en die regverdig. Dit is die wil van God. So hy praat van hierso die reg van God, die wil van God. Die voornemens, dit is die wet van God. En ek verbly my in dit. Maar ek sien dat daar 'n ander wet in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand. Daar is nou daai tussenwording tussen Paulus wat nou iets spesifieks wil doen, maar dit nie doen nie. En daar is ons duidelike stryd, 'n worsteling wat gevoer word in Paulus se innerlike self. Maar ek sien dat daar 'n ander wet in my ledemate oorlog voer teen die wet wat in my verstand is en my kruisgevangene neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is
elendige mens wat ek is. So Paulus bevestig nou weer dat selfs hy is 'n elendige mens, want onthou natuurlik hy het ook 'n verlede, maar nou in hierdie toestand waarbinne hy is 'n elendige mens en hy het sonde gedoen en hy wil regtig in hierdie verhouding met die Here lewe en hy wil graag die evangelie verkondig en hy wil ook uitwys hy het die Here leer ken en die Here is anderster as wat hoe hy was of hoe Paulus was. Wie sal my tog kan red uit hierdie doodsbestaan waar die sonde oorheers? Ek is apaties teenoor die reg en regverdigheid, die wil van God. Ek lewe nie regtig in die vreugde nie, ek lewe in die dood. En dan maak hy hierdie pragtige stelling, wat ons hier aan die einde sien, aan God die dank deur Jesus Christus ons Here. So natuurlik God die Vader, so God die Vader word daarso baie duidelik vir ons gegee, God die Vader en die dank aan Jesus Christus die Seun. So Paulus sê so dan die heel laaste vers wat so mooi opsom, sê hy daar weer, ek verstaan die wet van God. Ek verstaan dit, met my verstand dien ek dit, maar met my sondige geaardheid doen ek nie. So as ons net 'n bietjie prakties kan maak, in Petrus lees ons ook dat Petrus skryf en sê, moenie vuil taal, moenie oor jou lippe kom nie. En ons sien hierso in byvoorbeeld, as jy ry, en daar's 'n taxi wat skielik voor jou inry, dan baie keer spontaan vloei die vloekwoorde oor die lippe. En so dis die sondige geaardheid wat daar deurkom, wat sonder dat 'n mens daaroor dink. So dit is wat ek nie wil doen nie. En die goeie wat ek moet doen, dit doen ek nie. So Paulus is besig om hierso regtig te wys hoe daar 'n worstelstryd ook in elkeen van ons is. Ek hoop elkeen van ons innerlike worstelinge maak ook sin wanneer ons daadwerklik besef dat ons sukkel. Elkeen van ons sukkel regtig en ons het net die Here nodig. En die Here is die enigste een wat ons kan help uit hierdie ellendige toestand waarbinne ons is. Tot volgende week. Mag die woord vir elkeen van ons sin maak.